Ons maak ons oor toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons onsself kinders van U kan noem, dat U ons uitverkies het om U kinders te wees. Here, dat U ook vir ons in hierdie wêreld waar ons is, maar waarvan ons nie deel is nie, dat U ons ook hier gebruik, om ook soos wat U getroue verbondsbelofte aan Abraham was, reeds daar in Genesis 12 vers 3, om 'n seën te wees vir al die geslagte van die aarde. En Here, ons weet dat ons swak, nietig en sondig is, dat ons so dikwels maar weer val, dat ons nie goeie instrumente in U hand is nie, so dikwels. Maar Here, daarom wil ons vanmôre weer vra dat U vir ons ook deur hierdie woord sal toerus, dat U vir ons sal lei en vir ons sal rig en vir ons die nodige inligting sal gee, dat ons ook weer sal hoor hoe ons ook 'n seën kan wees deur U liefde, deur U genade en deur U krag vir al die geslagte van die aarde. En daarom vra ons ook nou, Here, spreek tot ons, maak ons ore, ons gedagtes oop, skoon en helder, en gee dat ons werklik sal hoor en sal luister wat U vir ons wil sê, en dat ons ook werklik dit wat ons hier hoor in ons lewens sal gaan uitleef, om daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. En daarom vra ons, Here, spreek tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so, ons gaan vanmôre kyk na Jesaja, so net om die geheelbeeld so 'n bietjie te skets. So, ons het nou so deur die geskiedenis gewerk met hierdie tema van ons wat gaan oor die berge. En die Bybel is natuurlik vir al die Ou Testament is opgedeel in 3 gedeeltes. Dis eintlik die wet wat die eerste 5 boeke is, en dan die geskrifte wat die psalms en al die ander goeters ook insluit, die poesie, die gedigte, al die goeters, en dan is daar die profete wat die laaste gedeelte is wat vertel van die Messias se koms. So ons het in 'n sekere sin het ons gekyk na die geskiedenis, ons het nou so 'n bietjie geraak aan die geskrifte, en nou gaan ons ook kyk na die profete. So ek wil sê seker die bekendste profeet is Jesaja. So ons gaan nou in hierdie volgende paar Sondag gaan ons veral fokus op Jesaja 2 en 3. En vanmôre het ons die eerste gedeelte van Jesaja 2 waarop ons so 'n bietjie gaan infokus, maar net om dit in die geskiedkundige lyn te sit. Ek dink dit is ook vir my belangrik dat ons dit sal verstaan. So ons is in 'n sekere sin nog steeds besig met hierdie geskiedenis wat nou gevolg het na Dawid en Salomo. En toe ons met die psalms besig was ons eintlik ook nog besig met daai geskiedenis. En dan weet ons die res van die geskiedenis, 1 en 2 Konings en 1 en 2 Kronieke, vertel dit vanuit 'n ander oogpunt uit. En dan kom die profete. Nou die profete, daar's verskillende profete op verskillende tye. Maar die groter prentjie van die profete is die profete kom eintlik, en profete is nie mense wat die toekoms voorspel nie. Dis God wat sê wat in die toekoms gaan gebeur. Profete is die mense wat sê wat God sê. So die profete kom dan en hulle waarsku in 'n sekere sin die volk, en hulle sê, ons sien in Konings, wanneer ons verder lees, dan sien ons dit raak net erger en erger. Die volk is al hoe meer in afval, en dan kom die profete en hulle waarsku, hulle sê, daar gaan gevolge wees vir julle sonde. En uiteindelik waarsku hulle, julle gaan in ballingskap weggevoer word, julle land en julle tempel en alles gaan verwoes word as julle aanhou met julle sonde, want dit is die gevolge van die sonde wat vir julle gaan volg as julle so aanhou. Maar die volk luister nie, en dan sit natuurlik die verdeling van die ryke, die Noord- en die Suidryk, Israel en Juda. En uiteindelik gebeur die ballingskap dan ook in 2 dele, en die volk word weggevoer. En dan is die profete nog steeds op die toneel, en wanneer hulle ook in ballingskap weggevoer word, is daar ook profete wat dan, soos wat hulle voorspel het, dat daar gevolge op die sonde sal wees, en daar ballingskap sal kom, is daar profete wat aanhou profeteer, en ook profeteer dat daar weer herstel sal wees, en dat daar oorblyfsel is, wat sal oorbly, en uiteindelik dat daar 'n uiteindelike finale redder is in die Messias, wat uiteindelik vir ons voorspel word in Jesus Christus, jare
honderde jare voordat die Here Jesus na die aarde toe gekom het. So dit is in die geskiedkundige lyn, wil ek dit net so 'n bietjie in perspektief sit. Nou, Jesaja, soos ek sê, is een van die groot profete. Ons praat van die klein profete en die groot profete. Hy is een van die groot profete. En in 'n sekere sin is wat ons nou hier sal sien, is as ons nou van die begin af begin, en dis belangrik vir vanmôre, dat ons moet onthou, Adam en Eva was in die perfekte toestand in die paradys gewees, en ons het nou gesien, die tuin van Eden was op 'n berg gewees. En dan word hulle natuurlik as gevolg van die sonde, weer eens die gevolge van die sonde, word hulle verban van die berg af, en dan van Adam en Eva af is al hierdie voortdurende terugklim na boontoe. Dis eintlik hierdie voortdurende soeke na iemand wat weer die toppunt van die berg gaan bereik. En dan het ons nou deur die geskiedenis gesien, dat daar is mense wat oomblikke, bergtop oomblikke het. Noag en Moses kry hierdie oomblikke, maar dan val hulle maar weer in die sonde, en dan is hulle maar weer onder. En uiteindelik het hierdie geskiedkundigheid, of hierdie geskiedkundige vertelling, in 'n sekere sin eindig met Dawid en Salomo, wat wys selfs die beste van Israel se konings, kon ook nie bo op die berg bly nie, maar hulle val elke keer ook maar weer in die sonde, en dan gaan dit eintlik maar net erger en erger. So wat in Jesaja ook gebeur dan met dit as agtergrond, is dat ons moet verstaan, Jesaja profeteer van die kosmiese Sion, en ons gaan dit nou sien. Maar hy leef ook letterlik in Jerusalem, wat dan die letterlike Sion van daardie dag is. So die mense wat opkom na die tempel toe, en hy voorspel, as julle nie luister nie, gaan die tempel verwoes word, julle gaan in ballingskap weggevoer word, en. So hy leef in die letterlike bergstad, maar hy voorspel ook in 'n sekere sin die kosmiese Sion wat uiteindelik sal kom. En dit is voortdurend deur die profeet Jesaja, is dit hierdie gelyktydige afspeling. Hy praat van die letterlike, maar hy verwys ook na die uiteindelike stad Sion, of na die uiteindelike berg Sion. So dit is belangrik wanneer ons met Jesaja gaan werk, maar dan verder is dit ook belangrik dat ons begin by Jesaja 2, as ek net so vinnig kan sê, dat in Jesaja 1 begin Jesaja reeds, en dan vergelyk hy vir Jerusalem, met ander woorde vir Sion, die letterlike Sion, daar waar hy op die oomblik is, in die dag waar hy leef, vergelyk hy met Sodom en Gomorra. Nou ons weet, Genesis 14, Sodom en Gomorra was een van die ergste plekke, en dit word beeldspraak eintlik vir die grootste hoogtyd van sonde, wil ek amper sê. En dit gaan spesifiek wanneer hy vir Jerusalem vergelyk met Sodom en Gomorra, gaan dit oor die onreg wat daar plaasvind, die korrupsie wat daar plaasvind, die leuns wat daar plaasvind, en die arme wat uitgebuit word. Nou as ek nou praat van die onreg en die leuns en die goeders, dan wil ek amper sê, ons kan dit met ons wêreld vandag vergelyk, dat die waarheid word verdraai, die waarheid word ontken, en as mens nou Sodom en Gomorra dink, kan mens nou in baie rigtings gaan en sê, maar die wêreld vertel, biologies kan jy nou homoseksueel wees, of wat ook al die geval was, en dit is alles die leuen van die dag, en in ons tyd, as ons na die media kyk, ek dink nou maar met hierdie gesprek wat in die afgelope week plaasgevind het tussen Trump en Ramaphosa, dink net hoe die media die waarheid verdraai en die waarheid ontken, en dis die tipe van korrupsie, die armes wat uitgebuit word, die minderheid wat uitgebuit word, ensovoorts, wat ook in Jerusalem plaasgevind het, en dis hoekom Jesaja vir Jerusalem vergelyk met Sodom en Gomorra. En dan begin Jesaja 2, voor ons nou gaan begin lees, Jesaja 2 begin dan, nadat hy in Jesaja 1 vir ons gesê het, maar dis die omstandighede, ek wil amper sê op voet, in daardie dag. Dan kom Jesaja 2, en hy kom sê, dis hoe dit lyk, maar Jesaja 2 sê, dis hoe dit behoort te lyk, dis die ideaal, en ek wil hê ons moet dan daar begin lees. Ek gaan vir ons net, hierdie eerste 5 verse wat ons vanmôre gaan lees, is as te ware 'n gedig wat Jesaja skryf, van hoe die ideaal behoort te lyk. Nou goed, kom ons lees daarvan Jesaja 2 af van vers 1 tot 5. Ons lees dan daar, die woord wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem,
En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. En baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel, dis nou God, en hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke. En hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Kom huis van Jakob en laat ons wandel in die lig van die Here. En vers 2 is eintlik hier ons teksvers, maar mens kan eintlik die hele gedeelte net so ook as 'n groot teksverse gevat het, maar vers 2 sê met die gedagte van die berg, aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. Nou goed, ek wil ek amper sê sommer hier met die deur in die huis val, by ons teksvers by vers 2. So kom ons sê net eerstens, die naam Jesaja, die name in die Ou Testament beteken natuurlik ook baie, daar's baie betekenis aan hulle. So die naam Jesaja beteken God sal red, of God is ons redder. En dan, wanneer ons hier in ons teksvers in vers 2 lees, dan is die eerste ding, dat hier word vir ons gesê, God se berg sal verhewe wees, en sal bo op die ander berge staan. So ons kan dit in ander woorde sê, die ideaal is, en dit wat sal gebeur, want dit is 'n profesie, hierdie wat Jesaja ook sien, in hierdie gedig, dit is 'n gesig soos ons gesien het, God se berg, met ander woorde, die kosmiese berg Sion, sal die berg wees wat die hoof is van al die berge. En dit moet ons nou onthou met die agtergrond van die letterlike, en dit is dat Sionsberg in Jerusalem is nie noodwendig die hoogste berg in die omgewing nie. Maar onthou, ons word ook geleer, want as ek swak is, dan is ek sterk. So dit hoef nie altyd die grootste een te wees, is wat vir ons eintlik ook hier gesê word nie. Maar so Jerusalem of Sion is die hoof van al die berge, en dan is die ander ding wat belangrik is, en almal sal daarheen toestroom. En daar is vir ons baie belangrike betekenis in hierdie woordjie toestroom. So om te stroom na iets toe, of om iets toe te stroom, laat ons dink aan die gedagte van 'n rivier. En dit koppel ons onmiddellik aan die gedagte van die tuin van Eden wat op 'n berg was, en wat het ons toe ons daai tyd daaroor gepraat het ons gesê, dat dis maak jy sin, dit is hierdie een groot rivier wat uit die paradys uit die berg van Eden uitgeloop het, en die 4 riviere toe uit hom uit natuurlik vertak, en daardie riviere bring natuurlik seën aan die aarde, want hulle maak die aarde nat, en as gevolg van hulle natuurlik kan die plante en die goeders groei, en is die grond vrugbaar, en so voort. So die simbool van die rivier is dat die rivier maak dit moontlik vir seën. So hier as hulle sê dat daar sal na die berg toe gestroom word, dan beteken dit daar is seën wat uitgegaan het en seën uiteindelik wat terugkom, en dit is hier in 'n sekere sin baie belangrik. So die rivier is simbool van seën. Van die rivier af het dit uitgegaan na die wêreld toe, maar die mense stroom nou weer terug. So in 'n sekere sin kan ons dit so sien dat hulle bring nou weer uiteindelik die seën terug. En dit wys dat die seën was 'n goeie seën, want nou keer die mense weer terug na die tempel toe om daar te kom aanbid. Dit is die ideaal waarvan Jesaja hier praat. So dit is baie belangrik, en hier kan mens nie anders nie, wil ek amper sê. Ons is nou in die Pinkstertyd. Dit is donderdag wat kom, is dit Hemelvaart, en dan gaan ons Pinkstersondag kort daarna vier, en dit is Pinksterfees in hierdie tyd wat kom. En as mens dink aan hierdie hele gedagte van die rivier wat uitgaan en wat uiteindelik seën gee deur uit te vloei,
en die seën wat ontvang word, kom weer terug. Ek wil amper sê, miskien kan mens sê om nog seën te ontvang, omdat hulle besef, hierdie is die bron van die lewe. Kan ek nie anders nie as om die lyn te trek na Pinkstersondag toe. Hoekom? Omdat Jesus gesterf het, kom die seën, die blye boodskap van die evangelie, nou na almal toe. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis die kernboodskap van die evangelie. En op Pinkstersondag word dit 'n realiteit, dat die seën wat by Sion begin, en miskien kan ons ook vir Sion in Jerusalem sien, as die volk Israel. Hulle is die waar dit begin, hulle is die voorbeeld, veronderstel om te wees, en van hulle af gaan dit uit na die wêreld toe. Deur die volk Israel is die Here Jesus Christus wat voorspel is in die volheid van die tyd gebore, en omdat hy gebore is die redding nou nie net meer net vir Israel nie, maar vir al die geslagte, vir almal wat in Jesus Christus glo. So dit is hierdie pragtige gedagte, soos ek sê, wat op Pinkstersondag eintlik vir ons 'n realiteit kom word. Maar dan verder, soos ek gesê het, is dit 'n seën wat begin in Jerusalem en wat dan uitstroom na die mense toe, en dan keer hulle weer terug. En dan kom ons by vers 3. In vers 3 sien ons dan dat alhoewel die seën vir almal is, het dit begin, soos ek sê, by die huis van Jakob. So die verbondsgedagte word hier dan ook weer baie sterk beklemd, en in vers 3 het ons dan gelees, en baie volke, met ander woorde nie net meer Israel nie, maar baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, weer eens na Sion toe, en na die huis van die God van Jakob. Nou, deur die Bybel voortdurend heen, wanneer daar van Jakob gepraat word, dan moet ons onmiddellik, wil ek amper sê, die lig moet aangaan en sê, dis om te verwys na die verbondsgedagte. So wanneer ons Jakob hoor, dan behoort ons eintlik onmiddellik te onthou, God is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy het vir Abraham gesê, ek sal jou nageslag soveel maak soos die sand van die see en die sterre van die hemel. God het dit gedoen, so God is 'n getroue verbondsgod. God het vir Isak gesê, uit jou nageslag sal die Messias gebore word. God het vir Jakob gesê, uit jou nageslag sal die Messias gebore word. En ons het vandag aan die ander kant, Jakob se naam is verander toe hy met God gestoei het na Israel toe, en sy 12 seuns is die 12 stamme van Israel. En hulle moes die voorbeeld gewees het, wat die wêreld moes sien om deel te word van God se volk. Oud-testamenties was daar so iets soos die proseliete doop gewees. So ongeag of jy 'n Israeliet van ras was, wil ek amper sê, as jy deel wil word van die volk en jy sê, maar ek glo ook in dieselfde God as julle, dan is jy deur die proseliete doop deel gemaak van die volk. Ek dink byvoorbeeld aan Rut, as 'n goeie voorbeeld daarvan, maar dit wys alles vir ons. God is 'n getroue verbondsgod, want wat God gesê het hy sal doen, het hy gedoen. En dan weet ons die profete, waarmee ons nou werk, het gesê die Messias sal kom, en ons sit aan die ander kant, ons weet, Jesus het gekom. So wanneer ons Jakob hoor, dan dink ons onmiddellik, God is 'n getroue verbondsgod, en hoor mooi, dis nie net wat Jesaja hier voorspel, is wat mense baie keer mis. Dit is nie net die volk Israel, of die biologiese nageslag van Abraham, soos wat die Israelvisie ouens baie wil aanvoer nie. Nee, dis die volke, die nasies, in die meervoud. En dan verder, wat is belangrik, wat sê vers 3, die nasies sal kom om wat te doen? Om die Here se weë te leer en sy wet te leer. So die nasies sal na Sion stroom, en van Sion en Jerusalem sal die seën wat hulle ontvang in die vorm van die wet van God en die woord van God weer uitstroom na die res van die wêreld toe. So dit is hoe dit ook werk. Ek hoor die blye boodskap en ek vertel dit aan die volgende ou. Dit is hoe die evangelie versprei word, en dit is die wonderlike. So ons is ook, soos Jesaja die blye boodskap oud-testamenties voorspel het, word ons ook opgeroep as Christene binne die ampt van gelowige, om ook koning, priester en profeet, wat met ander woorde dit sê wat God gesê het. So met ander woorde, ons moet vertel wat die Bybel sê, en dan sal mense in God glo. Dis hoe God ook werk, nie omdat ons dit vertel nie, maar deur die Heilige Gees wat in hulle werk, wat weer eens met Pinkster uitgestort is. En dit is belangrik, dat die seën kom net deur by die wet en die woord van die Here te hou, deur in die weë van die Here te wandel, so deur op die
smal weg en deur die noupoort uiteindelik op die smal weg te bly sodat ons deur die noupoort kan ingaan. So dit is ook hiervan belangrik. Die seën kom nie op 'n ander manier nie. Dis hoe die seën kom wanneer ons die wet hou en ons weet vandag staan ons aan die ander kant. So ons doen goeie werke, ons probeer om die wet te onderhou uit dankbaarheid omdat ons reeds gered is. En dan kom ons by vers 4 en wat belangrik is in vers 4 is ons sien dan ook, en ons het dit nou al 'n paar sondae vir mekaar gesê, dat deel van hierdie seën, deel van hierdie ideaal wat Jesaja sê, dit is hoe dit behoort te wees en dit is hoe dit eendag gaan wees. Is Jesaja sê in vers 4, ware reg en geregtigheid sal geskied, want ons het vir mekaar gesê, as God nie werklik die sonde straf en reg en geregtigheid laat geskied nie, dan is dit nie die moeite werd om God te aanbid nie. Ons wil tog hê ware reg en geregtigheid moet geskied. So vers 4 sê, en hy sal oordeel tussen nasies en regspreek oor baie volke, weer eens in die meervoud, en hulle sal van hulle swaarde of van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse. Nie meer sal nasies teen nasies die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. So dit is ook hier 'n baie mooi gedagte van die ideaal. Die ideaal is dat daar moet nie meer oorlog wees nie. Hoekom? Want God sal oordeel en God sal ware reg en geregtigheid laat geskied. So God sal oordeel tussen die nasies, is ook hier is 'n gedagte weer eens met Salomo. God sal oordeel in sy wysheid, soos wat Salomo geoordeel het natuurlik in sy wysheid tussen daardie twee vroue wat met die kind na hom toe gekom het en gesê het, maar dis hulle albei se kind, en toe het hy mos gesê, nou maar sny die kind in die helfte op, en toe sê die een vrou, dis reg, en die ander ene sê, nee, gee hom dan maar vir die ander vrou, en toe weet Salomo, wie is die regte ma van die kind, so dis wysheid. So het Salomo tussen die twee vroue geoordeel, en so sal God tussen die nasies oordeel, om ware reg en geregtigheid, deur God se volmaakte wysheid, uiteindelik te laat geskied. En met die woordjie tussen, is al ook hier, vir ons iets wat baie belangrik is, wat uitstaan. Die feit dat dit God is wat oordeel, soos wat ons dit ook hier lees, tussen die nasies, dit wys ook vir ons iets van daardie middelaarskap van Christus. Christus is die een wat vir ons kom intree, want wanneer ons praat van daar moet geoordeel word, dan besef ons onmiddellik, maar ons is eintlik die skuldiges, ons gaan veroordeel word. En dis hoekom, wanneer mense baie keer sê, maar ons hoor dit, en ek dink, veral in die skole, waar die kinders dit sê, moenie my oordeel nie. Nou, Paul Washer ek het onlangs 'n ding weer van hom gesien, wanneer hy sê, wanneer mense sê, moenie my oordeel nie, dan is sy antwoord eintlik, moenie die skrif verdraai nie, want dan gaan jy gestraf word, en dan gaan God jou veroordeel. So ons moet in liefde mekaar juis baie keer oordeel en mekaar reg wys, sodat daar uiteindelik ware vrede kan kom, en sodat ons mekaar op die nou weg kan hou, of op die smal weg kan hou, ten minste sodat ons deur die noupoort kan ingaan. Omdat ons broers en susters is in die geloof, wat lief is vir mekaar. So ons sê juis vir mekaar, staak jou sonde, moenie meer sonde doen nie, omdat daar liefde in ons is lief vir ons broers, want dit is die groot gebod, om vir God en ons naaste lief te wees. As ek nie omgee nie, gaan ek nie my broer reg help nie, maar as ek vir hom omgee, gaan ek hom reg help. So dis juist die punt. Maar wanneer daar geoordeel word, om terug te kom, moet ons sê, ons is skuldig, ons is swak, nietig en sondig, en ons verdien die hel. Maar Jesus is ook die een wat tussen die nasies kom oordeel. So hy is die een met die woordjie tussen, wat die volmaakte middelaar is, wat volmaakte mens was, maar ook volmaakte God. Volmaakte middelaar, volmaakte mens, want net 'n mens kan vir mense se sonde sterf, maar ook volmaakte God, omdat net God die toorn en die straf van alle mense van alle tye se sonde op hom kan neem, en dit kan oorwin en kan uitroep aan die kruis, dis volbring. So Jesus is ook daardie middelaar, wat vir ons intree by God. En dan kan ons dit eintlik so sien, dat wanneer die oordeel kom, dan oordeel God eintlik, en hy sê, maar ons is skuldig, so ons moet die straf dra. So die gevolge van die sonde is letterlik in hierdie lewe daar, maar God sê nie net in hierdie lewe nie, maar omdat ek 'n regverdige God is, moet jy ook die ewige straf dra. En dan kom Jesus eintlik en hy sê, jy is skuldig, maar ek sal intree vir jou. Ek is die middelaar, ek sal jou straf op my neem, en dis wat hy vir ons aan die kruis uiteindelik doen. So hy is die volmaakte middelaar,
wat nie net die offer bring nie, maar wat self ook die offerlam is. En dan uiteindelik is die mooi gedagte aan die einde van vers 4, is dan sien ons dat daar sal nie meer oorlog wees nie. Die oorlogswapens gaan nou uiteindelik gesmee word tot wapens wat die aarde bewerk. Nou dit laat ons onmiddellik weer terugdink aan Genesis 1 vers 26 tot 28 wat bekend staan as die kultuurverbond, en dis daar waar God vir Adam en Eva gesê het, maar nie net wees vrugbaar en vermeerder nie, maar ook en gaan bewerk die aarde en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde is, heers oor die aarde, bewerk die aarde. En dit bring ons weer terug. Dis die ideaal wat Jesaja sien. Hy sê die oorlogswapens gaan gesmeld word en ek wil amper sê, daar gaan virke en grawe gemaak word sodat die aarde weer bewerk kan word soos wat dit veronderstel was om aan die begin te wees. En sodat die mens sy uiteindelike doel en sy oorspronklike doel weer kan uitleef. En dan is die groter prentjie daarvan is baie mooi, want wat gebeur uiteindelik? Die aarde word bewerk, dit bring sy opbrengs, of dit nou die mielies of die korings of die vrugtebome van die tuin van Eden is, en dit seën weer die mens, want die mens het dan kos om te eet, en daardeur word die hele aarde uiteindelik geseën. So dis weer eens daai gedagte van die riviere. Dis die uitstroom en is die terugstroom, die uitstroom en die terugstroom. Die oorlogswapens word verander in boerderygereedskap, wil ek amper sê. Die aarde kan bewerk word, daardeur word die aarde geseën en almal kom terug na die tuin toe, want dis waar die kos is, dis waar die water uiteindelik is. So dis die heeltyd daai gedagte, en dit is hoe dit behoort te werk in ons lewens ook van die kerk af. Uiteindelik gaan ons in ons alledaagse lewens in, maar ons kom kry weer, wil ek amper sê, die kos by die kerk, sodat ons weer kan uitgaan en 'n seën kan gaan wees. En deur die wat ons seën, bring ons ook weer ander terug na die kosmiese Sion, na die kerk toe. Maar goed, en dan vers 5. Vers 5 eindig dan met hierdie oproep. Weer eens die verbondsgedagte wat baie sterk is. Vers 5 sê, kom huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die Here. So die verbondsgedagte, maar dan die oproep vir die huis van Jakob. En dan kan ons nou, Nuwe Testamenties kan ons vir mekaar vra, maar wie is die huis van Jakob? En dan kan ons die lyn gaan terugtrek en ons kan sê dat Jakob is met ander woorde Israel, en met ander woorde die 12 stamme Israel is Jakob se kinders, en vanuit die 12 stamme uit natuurlik is die Messias in die volheid van die tyd gebore, maar dan, ek dink ek het dit verlede Sondag ook daarna verwys, dan kom Galasiërs 3, en Galasiërs 3 sê vir ons, maar deur die geloof is ons kinders van Abraham, Isak en Jakob, en so ook kinders van God, en daarom erfgename van die ewige lewe. So die verbondsgedagte is nie net Israel van ouds in die Ou Testament, die volk nie, maar wanneer hier van Jakob gepraat word, is ons vandag as hedendaagse Christene ook ingesluit in hierdie verbondsgedagte. So dan word ons almal opgeroep om te sê, maar kom en kom wandel in die lig van God. En dan wil ek dit weer terugtrek na die gedagte van Pinkster toe, met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, wanneer al die nasies nou die evangelie in hulle eie taal kan hoor, word uiteindelik vir ons beklemtoon. Dit wat ek nou reeds gesê, dat in Johannes 3 vers 16 word dit gesê, dit gaan nie net meer oor Israel nie, maar dit gaan oor al die nasies. Almal wat in Jesus glo, is die wat uiteindelik gered word, en almal wat in Jesus glo, is die wat opgeroep word om uiteindelik in die lig van die Here te wandel. Nou kom ons sluit af en ons sê vir mekaar, wie en wat presies is die lig van die Here? Nou in Genesis 1 vers 3 word daar vir ons gesê, en God het gesê met die skepping van die aarde, laat daar lig wees, en daar was lig. En dan kom die Here Jesus Christus, en dit word vir ons beklemtoon, en hy sê dit self ook, hy sê, ek is die lig van die wêreld, wat gekom het om hierdie donker wêreld uiteindelik te kom verlig, sodat jy kan sien waar die smal weg is wat jy moet loop om deur die nou poort uiteindelik in te gaan. Ek is die ene wat die lamp is wat jou voet verlig, sodat jy nie jou voet stamp en oor en weer sondig nie. En Jesaja het dit al verkondig. Ons werk nou in hierdie volgende klompie Sondae en vandag met Jesaja 2 en 3, maar in Jesaja 9, dis daai bekende gedeelte wat baie keer oor Kersfees gebruik word, het Jesaja dit voorspel. Jesaja het gesê, die volk
wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. En die wat woon in die land van die doodskade weer, oor hulle het 'n lig geskyn. En dis die voorspelling van die Messias, weer eens. En dan in die Nuwe Testament kom Johannes, en hy sê in sy evangelie, die ander evangelies begin, en hulle vertel van die geboorte van die seentjie Jesus Christus uit die maagd Maria uit. Maar Johannes se evangelie is anders. Hy begin aan die heel begin, by die skepping, en hy begin sy evangelie en hy skryf, kom ek lees net vir ons die eerste 5 verse, hy sê, in die begin was die woord met 'n hoofletter, met ander woorde, dis God, dis Jesus. En hoekom sê ek dit? En die woord was by God, en die woord was God. En hy is in die begin by God. Alle dinge het deur hom met 'n hoofletter ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En dis die wonderlike, dat met die geboorte van Jesus Christus word dit vir ons bewys. Die duisternis het nie die lig oorweldig nie. Wanneer Jesus aan die kruis sterf en op die 3de dag uit die doodheid opstaan, dan word die volste bewys vir ons daarvan gegee, dan word dit vir ons bevestig. Die lig het die duisternis verslaan. En dan lees ons net 'n bietjie verder in Johannes vers 9 en 10 sê, dan sê Johannes, dit is eintlik 'n voorspelling wat hy hier maak, hy sê, die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. So hy sê, Jesus was nog op pad. En dan sê hy verder in vers 10, hy was in die wêreld, so hy het toe gekom, en die wêreld het deur hom ontstaan. So met ander woorde, hy is die lig waardeur die woord, waardeur God geskep het, en die wêreld het hom nie geken nie. En dan verder in sy evangelie in Johannes 8 vers 12, dan kry ons uiteindelik die Here Jesus se eie woorde, wanneer hy sê, en ek lees dit vir ons, Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En dis hoekom ons uiteindelik ook hier opgeroep word in hierdie ideale siening, hierdie gedig van die ideaal van Jesaja. Hy sê, dit is hoe dit is. Jerusalem is eintlik in daardie dag en tyd so Sodom en Gomorra. Ons moet ook eintlik sê, dis hoe dit vandag in ons tyd is. Ek wil amper sê, dit voel vir my, ons is erger as Sodom en Gomorra, met al die leuns, die korrupsie, die sonde, so kan mens aangaan, en ons is deel daarvan. En dan kom Jesaja en hy sê, maar hier is die ideaal. Uiteindelik is die oproep aan die einde, is uiteindelik nie net omdat die berg van God, die berg van alle berge is, die hoof van alle berge is, nie net omdat ons geleer word om in God se weë te wandel, en sy wet te hou, en sy woord te verkondig as sy profete nie, maar omdat hy ons sal seën, omdat die seën van God se woord af en van die kosmiese Sion, die kerk af uitstroom na die wêreld toe, sodat dit weer kan terugstroom. Daarom word ons opgeroep, wees die voorbeeld, soos wat Israel van ouds moes gewees het, loop in die lig van God, wandel in die lig van God, dan sal julle nie julle voete stamp nie, dan uiteindelik sal jy altyd weet en onthou, God is jou God, jy is deel van sy verbond, en as jy in die lig wandel, weet jy waarin jy op pad is, dan is jy op die smal weg, op pad deur die noupoort, uiteindelik na die ewige lewe toe, en wanneer jy dit doen, dan is jy besig om die lig van God, wat deur die Heilige Gees, en ek kan dit weer aan die Pinkstergedagte verduidelik, in ons harte is, uit te spieël, uit te straal, dan is ons ook besig om in 'n sekere sin, soos ligte te skyn in hierdie wêreld, en dit is juist die opdrag van Jesus, hy sê, gaan wees sout en lig in die wêreld, wees die lampstaander, wat nie onder die maatemmer is nie, wees die stad op die berg, wat in die donkerheid eintlik skyn, vir die wêreld daar buite, want daardeur, as julle in my lig wandel, kan julle weer die lof en die eer wat my toekom, deur julle goeie werke, deur julle lig wat skyn aan my gee, en dit is ons doel, om die eer aan God te bring. Amen. Kom ons sit weer net so en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U, dat ons weer kan besef, dat ten spyte van ons swakheid, ons nietigheid en ons sondigheid, ten spyte daarvan dat ons maar so dikwels weer in die duisternis wandel, in die donker van hierdie wêreld wandel, en onsself weer daar binne bevind, wil U vir ons gebruik om ligdraers vir U te wees. Here, ons weet dat, soos wat Jesaja ook hier die ideaal beskryf,
so sal dit ook wees wanneer die wederkoms aanbreek. Dan sal die kosmiese Sion uiteindelik die berg wees waar daar geen einde aan is nie, die berg waar God se almag en die volmaaktheid daarvan vir almal sigbaar sal wees, en waar soos Efesiërs 2 dit ook beskryf, en Filippense 2, sodat elke knie voor U sal buig, en elke tong sal bely, dat U die Here is. En Here, daarom is dit 'n groot voorreg, dat U vir ons wil gebruik as ligbringers in hierdie wêreld. Here, ons weet ons is swak, nietig en sondig, maar ons weet ook, dat U nie net die roep wat toegerus is nie, maar dat U ook die toerus wat U roep. En daarom vra ons ook, Here, vergewe genadiglik ons sondes, gee dat ons sal opstaan uit ons sonde, uit die duister van hierdie wêreld uit, en dat ons werklik in U wees sal wandel, U wet uit dankbaarheid sal onderhou, en dat ons ligte vir U sal wees, wat in hierdie duister wêreld ook skyn, sodat ons ook daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom aan U kan bring. En ons vra dan ook gebruik vir ons, en gee dat ons werklik instrumente, ligte vir U in hierdie wêreld sal wees. En dankie vir die voorreg wat ons het, om dit ook te kan wees. En Here, gee dat ons ook die groot verantwoordelikheid sal besef, wat saam met daardie groot voorreg kom. Here, ons vra wees saam met elkeen deur hierdie week wat voorlê. Here, seën vir ons, behoed en bewaar vir ons, hou vir ons veilig. Here, waar ons siek is en waar ons beserings het, vra ons dat U vir ons ten volle gesond sal maak, ons sal genees. En Here, waar ons hartseer is, vra ons dat U ook die een sal wees wat vir ons sal vertroos, dat ons sal weet, wanneer ons binne die lig wandel, wanneer ons op die smal weg wandel, dan weet ons ook, dat ons vrede, rustigheid kan hê, en ook gemoedrus kan hê, en ook vertroos kan wees, wanneer ons hartseer is, omdat ons weet, waarheen ons op pad is, omdat ons weet, maak nie saak, hoe groot ons probleme is, hoe groot die berge is wat voor ons lê nie, maar dat U die groot en almagtige God is, dat U groter as alles is, en dat U vir ons ook die pad verlig, sodat ons die berg kan bly uitklim, om daardeur ook die lof en die eer en die heerlikheid aan U te gee. Here, al hierdie dinge bid ons en vra ons dan, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus, ons koning, ons saligmaker en ons verlosser. Amen.